Die meeste van ons het sekerlik verlede week die artikel gelees. Kleinkinders tussen skote tydens plaasaanval, Senekal boer. Maar sedert die nuus gebreek het ons egter baie dinge uitgevind wat die storie tog soveel dieper en donkerder maak. Hierdie was geensins 'n plaasaanval in die konvensionele sin van die woord nie, maar 'n woede-konfrontasie deur net nog een van die talle mense wat deur die man ingedoen is en finansiëel verwoes is. Sedert verlede week toe hierdie nuus gebreek het ek meer as 60 slagoffers gehad wat my gekontak het, met wie ek gepraat het, wat deurgeloop het onder die man se skemas en hulle in sy pad van verwoesting agtergelaat het. Ons het hulle elkeen se stories neergepen en die sogenaamde boer en die sogenaamde dokter gevra om kommentaar te lewer deur middel van sy regsverteenwoordiger. In vandag se video gaan ons vertel van 'n man wat oor dekades heen mense om die bos lei en 'n wye spoor van verwoesting in sy pad agterlaat. Toe hierdie gebeure in die artikel plaasgevind het, nog voor enige artikels op die internet verskyn het ons dadelik baie jammer gevoel vir die slagoffer, bekend as Dr. Jaco de Villiers. Toe die nuus op die boere WhatsApp groepe begin versprei het. My kollega wat saam met my aan hierdie video gewerk het, TV Wessels, het ook dadelik vir Jaco gebel. Jaco het aan TV bevestig dat hy ongedeerd uit hierdie voorval is. Niemand het seer gekry nie en gelukkig was sy kleinkinders nie op daardie tydstip teenwoordig op sy plaas nie. Slegs 'n dag later, toe Jaco sy eie mediaverklaring vrystel, begin die rooi ligte toe vir ons flikker, want hy weerspreek alles wat hy vroeër vir TV vertel het. Jaco de Villiers skryf: "Hiermee bevestig ek, J.J. de Villiers, dat die boer van Senekal waarna in onlangse mediaberigte verwys word, ek is. Ek wens dit duidelik te stel dat ek, soos foutief in die mediaberigte vermeld, nie 'n sakevernoot van enige van die vermeende aanvallers is nie. Ek is gevolglik ook in geen dispuut met die betrokke persone nie, soos berig nie." Hier is waar die eerste duidelike leen uitkom. Jy sien, soos ons bevestig het met die man wat die saakbeskadiging op sy plaas gaan pleeg was hy 'n belegger in Consortium Beef en in die konsortium het hy 77 beeste en oor die 400 skape belê ten tye wat Jaco de Villiers 'n direkteur van die konsortium was. Hy voer aan, hy kan nou geensins enige van die vee in die hande kry nie en de Villiers weier ook om hom uit te betaal vir die nagenoeg 4 miljoen rand se vee wat hy belê het. Hy het ook al reeds 6 maande terug 'n saak van veediefstal teen de Villiers oopgemaak by die polisie waar daar niks van gekom het nie en dit het hom gedryf om die aanval te gaan pleeg. Nou oor Consortium Beef het ons groot talle ander klagtes ontvang van individue wat ook vee of geld in die skema belê het en nou geen uitbetalings ontvang soos beloof nie en self ook besig is met kriminele sake teen Jaco de Villiers as gevolg van die skema, as ook sy familielede wat saam met hom direkteure van Consortium was. Maar ons sal later in hierdie video by al hierdie stories uitkom. Voordat ons by Jaco se storie uitkom, wil ek net nog een aanhaling in sy persverklaring uitlig. Ek betuig ook my opregte dankbaarheid teenoor my Skepper dat geen van my kleinkinders wat tydens die voorval direk in die lyn van die geweerskote gespeel het, beseer is nie. In teenstelling met berigte het ek wel beserings opgedoen terwyl ek besig is om te herstel na 'n heupoperasie. Hierdie aannames gaan direk teen wat hy voor die uitreik van hierdie mediaverklaring vir ons vertel het, dat hy geen beserings opgedoen het nie en dat sy kleinkinders nie teenwoordig was nie. Die enigste verduideliking hiervoor waarmee ons kon opkom is dat hy die saak van saakbeskadiging na 'n saak van poging tot moord wou laat eskaleer om te probeer dat die verdagte nie borg kry nadat hy sy trekkerbande gaan stik en skiet en na bewering ook sy hooibale aan die brand gesteek het nie. Die verdagte is egter uit op borg en het sy kant van die storie aan ons vertel. Nou, kom ons praat oor wie presies Jaco de Villiers is. Jaco de Villiers, ook bekend as Dr. Jaco de Villiers, is wel bekend aan ons almal wat in die politieke en spesifiek boerepolitieke kringe beweeg. Soos u uit die res van die storie sal agterkom, is hy iemand wat homself altyd iewers in 'n leierskapsposisie gaan vestig in een of ander boerdery aangeleentheid.
Voor die voorval het ek gereeld met Jaco gesels oor verskillende sake en ek het geen probleem met die ou opgetel nie. Een punt van konflik is egter die feit dat hy hom voorhou as iemand met 'n doktorsgraad. Veral wanneer hy besigheidstransaksies en landbouwesenlike besigheid sowel as politiek aangaan. Tydens die navorsing vir hierdie video kon ons bevestig met familie van De Villiers dat hy nog nooit in sy lewe aan enige tersiêre instansie studeer het nie. Ons het ook by navraag aan sy prokureur gevra om bewyse te lewer van waar meneer De Villiers sy bakalarius, magister en doktorale studies voltooi het, sodat ons dit kan nagaan. De Villiers se prokureur kon tot op hede geen bewyse aan ons lewer van hierdie studies nie. Nou dit klink dalk ligsinnig, iemand wat vir mense vertel hy het 'n doktorsgraad terwyl hy nie een het nie, maar dit raak wesenlik en dit raak ook bedrog wanneer hy hierdie valse doktorsgraad gebruik om vertroue in te boesem gedurende besigheidstransaksies. Hierdie valse doktorsgraad kom veral handig te pas in die geval van Consortium Beef, waar hy boere oortuig dat hy beter met hulle eie beeste kan boer as hulle self en sodoende hulle oortuig om die vee aan hom te oorhandig. Jy sien, Consortium Beef word bemark as 'n landboukoöperasie of beleggingsmodel waar mense in beesboerdery kan deelneem sonder om die grond self te hê. Die kern van die model was dat beleggers kapitaal inbring om indirek in beeskuddes te belê of hulle eie vee in die konsortium kan belê, terwyl die operasionele bestuur insluitend die teeling, voeding, logistiek en bemarking gesentraliseer deur die maatskappy onder beheer van sogenaamde Dr. Jaco De Villiers hanteer sou word. In teorie sou die diere groot gemaak en uiteindelik verkoop word, waarna die opbrengs tussen die deelnemers verdeel word volgens hulle insette. Beleggers kon sogenaamde beeseenhede koop met kontant of beeste bring wat dan op papier omskep is in beeseenhede. Volgens die kwaliteit van die diere, die kwaliteit van die ras ensovoorts. 'n Boer kon argumentsonthaalwe 80 beeste aflaai en ruil vir enigiets van 60 of tot 100 beeseenhede, bepalend op die kwaliteit diere wat hy gelewer het aan die konsortium. En sedert die voorval plaasgevind het by sy plaas, het ons 47 klaagtes van bedrog teen meneer De Villiers en Consortium Beef ontvang. Die beweringe is dat geld en of beeste in die skema belê is, maar wanneer uitbetalings gevra word, geen geld uitbetaal word nie en die beleggers in die skema beeste van ver minder waarde as hul oorspronklike belegging aangebied word om te vat, ten spyte van die feit dat hul belegging in hierdie sogenaamde beeseenhede waarin dit omskep is, op papier aansienlik gegroei het die afgelope paar jaar. Ons is ook bewus van ten minste 2 sake wat in die hof gedraai het, waar meneer De Villiers en konsortium gedwing was om uitbetalings te maak, nadat hy voorheen geweier het om hierdie uitbetalings aan sy beleggers te maak. Die beweringe deur sy vennote, oftewel meer akkuraat beleggers, is dat hy 'n Ponzi-tipe bedrogskema bedryf, onder die naam van Consortium Beef. Verder is ons ook in kontak met boere wat vir De Villiers gevra het of hulle net kan kyk of hulle diere nog bestaan en nie verkoop of geslag is nie, wat ook deur De Villiers geweier is. Een ander so voorval is die van Pieter Delport. Meneer Delport het na sy eie weergawe 1,5 miljoen rand se beeste in Consortium Beef belê en ook veiding aan meneer De Villiers verskaf ter waarde van 'n totaal van 3 miljoen rand se fooie. Delport het sy beeste probeer onttrek uit die skema, maar is tot vandag toe nog nooit vir sy beeste of vir sy veiding vergoed nie, nie 'n sent nie. Maar voor die beweerde Ponzi-skema in Consortium Beef het De Villiers 'n lang geskiedenis en 'n pad van verwoesting agter hom met soortgelyke skemas en ons het met verskeie slagoffers daarvan gepraat. En sy modus operandi was om boere, spesifiek boere wat sukkel te vang in 'n vennootskap met hom, om met hom in hierdie vennootskap te tree. Hulle sou hul toerusting, vee en ander bates in 'n vennootskap met hom belê en die sogenaamde Dr. De Villiers, wat nooit 'n dokter was nie, sal sy meerdere kennis en geleerdheid tafel toe bring en 'n sukses van hierdie besigheid maak. De Villiers sal dan al die bates onder sy eie naam gaan verkoop, die geld sluk en die vennootskap bankrot verklaar. Ons het met 7 boere of die kinders van oorlede boere gepraat wat onder hierdie modus operandi deurgeloop het.
Die eerste so 'n geval wat ons van kennis dra het tydens die 1990s gebeur, toe de Villiers 'n ou huisvriend van hom, Piet de Wet, oortuig het om hulle besighede saam te smelt. Alle bates van meneer de Wet is oorgeskuif na 'n maatskappy genaamd Segepraal. Meneer de Wet se bates, insluitend al sy beeste, sy skape, sy varke en implemente, is deur meneer de Villiers verkoop en dit was alles in de Villiers se eie naam gedoen. Al die oeste is ook verkoop deur meneer de Villiers in sy eie naam en meneer de Wet het geen geld ontvang toe al hierdie dinge verkoop is nie. Boonop dit alles was daar ook 700 000 se skuld in die maatskappy gemaak. En onthou, dit was in die 1990s. So 700 000 was toe nog 'n groot hoop geld. De Villiers het voor die skuld gemaak is vir de Wet oortuig om borg te teken vir hierdie skuld. De Wet moes later sy eie gebou op die dorp verkoop om hierdie skuld te probeer delg en is totaal en al onderdeur geloop en het alles verloor. 'n Ander voorval waarvan ons kennis dra was toe de Villiers boere in Henneman oortuig het dat hy hulle sonneblomoeste namens hulle sou verkoop teen 'n beter prys in Bethlehem. Een van die boere wat met ons gepraat het was Ben Swanepoel. Meneer de Villiers het meneer Swanepoel en 6 ander boere van Henneman oortuig om hulle volle sonneblomoeste aan hom te lewer, wat hy namens hulle vir 'n beter prys in Bethlehem sou verkoop. Meneer de Villiers het die oeste in sy naam gelewer by die koöperasie en geen van die boere ooit hul winsdeel vir die oeste uitbetaal nie. Dan was daar die geval wat ek wil uitlig in die 2019-2020 boere droogtehulp skema. In hierdie tyd is 'n geweldige groot bedrag geld geskenk vir boere droogtehulp deur lede van die publiek soos ek en jy wat die video kyk. Meneer de Villiers het homself geposisioneer om logistieke te hanteer by die droogtehulp skema. Spesifiek in die Senekal distrik. Daar is nagenoeg 1930 ton vraagmotors met voer na die distrik gestuur. Die vraagmotors het vragte by meneer de Villiers afgelaai met die ooreenkoms dat hy dit volgens nood in die omgewing sou versprei. Volgens die boere in die omgewing is slegs een vraagvoer ooit na sy bestemming versprei. Meneer de Villiers het, ten spyte van die feit dat hy nie voer nodig gehad het nie, al die voer vir homself gehou en later verkoop. Nog 'n interessante storie is in 2016, toe hy na die Brangus Teelergenootskap toe is. Nou in daardie jaar is die internasionale Brangus Kongres hier in Suid-Afrika gehou en hy het voorgestel dat hulle 'n fakkeltoer reg deur die land moet doen vir bemarkingsdoeleindes. Daar is geweldig baie borge vir hierdie fakkeltoer ingesamel en meneer de Villiers het R200 000 na homself toe uitbetaal sonder dat hy met enige iemand dit voorheen ooreengekom het vir sogenaamde onvoorsiene uitgawes. Die Brangus Teelergenootskap, volgens hulle destydse president, het vir meneer de Villiers gevra, waar is daardie R200 000 heen en hoe het hy dit gespandeer en wat was die uitgawes gewees? Tot vandag toe nog, volgens die Teelersgenootskap, het hulle nog geen verklaring gekry van waar daardie geld heen is nie. Nou, na ons al hierdie stories gelees het, het ons gesien in sy persverklaring het de Villiers gemaan, ten einde my fokus op die rooivleisbedryf met BKS as 'n kernuitdaging te behou, sal alle navrae rakende die voorval voortaan deur die regsverteenwoordiger mevrou Adelle Roux hanteer word. Ons het die kantoor 2 keer probeer bel op die nommer wat daar gegee is, daarna het ons ook vir mevrou Leroux op haar persoonlike nommer probeer skakel. Ons het ook 'n e-pos gestuur met al die vrae oor de Villiers en al hierdie aantuigings wat al hierdie baie mense aan ons aangestuur het en dat hy daarop kan antwoord. Ten tye die maak van die video is nog geen antwoord ontvang op enige van hierdie vrae nie. Indien ons later 'n antwoord sou ontvang, sal ons dit onder hierdie video plaas. En as jy die werk wat ons hier by die Willem Petse groep doen wil ondersteun, volg asseblief die stappe op hierdie banier om 'n betalende lid te word. Totsiens. En God seën u elkeen.